ons oor my siel gaan vertel. Die bloed van die lam maak my vry, verlos deur sy grote genade, om ewig sy kind nou te bly. Verlos, ja verlos, o die bloed van die lam maak my vry. Ja verlos, verlos, om ewig sy kind nou te bly. Verlos en gelukkig in Jesus, geen taal kan sy liefde beloon. Ek weet dat die heilige trooster nou altyd in my hart sal woon. Ja verlos, halleluja verlos, ja die bloed van die lam maak my vry. Ja verlos, o ja verlos, om ewig sy kind nou te bly. Ek dink aan my dierbare verlosser, ek dink aan hom dwars deur die dag. Ek sing as ek dink aan sy liefde maak my hart sag. Ja verlos, halleluja verlos, o die bloed van die lam maak my vry. Prys die Here verlos, verlos, om ewig sy kind weer te bly. Ek weet ek na my koning, wat ek nou hier dien en bemin. Hy lei en bewaar my so veilig, dat ek in die nag ook kan sing. Verlos, verlos, die bloed van die lam maak my vry. O ja verlos, verlos, om ewig sy kind weer te bly. Ek weet as ek kroon vir oorwinnaars, ek hoop om dit eendag te kry. En daar in die huis van verlostes, het Jesus 'n plek ook vir my. Ja verlos, verlos, die bloed van die lam maak my vry. Halleluja verlos, ja verlos, om ewig sy kind hier te bly. Prys die Here verlos, verlos, die bloed van die lam maak my vry. Ja verlos, verlos, om ewig sy kind hier te bly. O ja verlos, verlos, die bloed van die lam maak my vry. Ja verlos, verlos, halleluja, om ewig sy kind hier te bly. Halleluja verlos, verlos, o ja, die bloed van die lam maak my vry. Ja verlos, verlos, o ja, om ewig sy kind hier te bly. Halleluja verlos, verlos, bloed van die lam maak my vry. Halleluja verlos, verlos, om ewig sy kind hier te bly. Halleluja verlos, verlos, die bloed van die lam maak my vry. Ja verlos, verlos, om ewig sy kind hier te bly. Halleluja verlos, verlos, ja die bloed van die lam maak my vry. Prys die Here verlos, verlos, om ewig sy kind hier te bly. Halleluja verlos, verlos, ja die bloed van die lam maak my vry. Halleluja verlos, verlos, om ewig sy kind hier te bly. Yes, halleluja, dankie Here Jesus, om vir ewig hier te
Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons wil baie dankie sê vir u seun, wat ons verlosser geword het, deurdat hy sy eie lewe vir ons gegee het, en dat deur sy bloed daar waarlik vir ons verlossing kan wees van die sonde. So baie dankie sê vir 'n voorreg dat ons waarlik deur u seun na u toe kan kom, en ons weet alles wat ons die Vader in die naam van Jesus vra, dit sal die Vader vir ons gee. En Here, u het gesê, alles wat julle in my naam vra, dit sal ek ook vir julle doen. En ons dankie dat ons in hierdie dag met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan, deur u kosbare bloed, Here, want ons weet, ons sal daar barmhartigheid vind, genade verkry, tot verheerliking van u naam om gehelp te word. En ons dankie vir u wat lewe tot in ewigheid, by wie geen skaduwee van verandering is nie. Here, wanneer ons net dink daaraan, hoe u op die water geloop het, hoe u die storm bestraf het, hoe u die woord, die wind laat stil word het, dan weet ons een ding verseker, dat aan u is alle mag en heerskappy gegee. En op u woord gebeur daar word. Here, dit het ons beleef in ons eie lewe, en ons eer u daarvoor. Daarom wil ons dan in hierdie dag ook saam bid weer eens, Here, vir al die plekke waar die vuur uitgebreek het. O Here Jesus, woord sê dat die kwaaddoener beplan sy dinge in die nag, en dan in die dag voer hy dit uit. En ons weet, Here, dat alles wat u gemaak het, is goed en mooi en is reg. Maar die verwoester probeer altyd alles vernietig. En van u alleen kan ons hulp kry teen al hierdie vuur. Here, u kan vir ons reën stuur. En selfs net die wind stil maak. Halleluja. Ons eer u. Ons kan die vuur bestraf, ons kan die wind bestraf. Here, maar u alleen kan dit vir ons doen. So wonderlik om te weet, dat ons het 'n hemelse Vader, ons het sy Seun, ons het die Heilige Gees, waar ons al ons probleme kan neerlê en uitroep, Here, help ons. En ons wil saam uitroep in hierdie dag weer eens. Here, maak die wind stil en blus die vuur uit. En ook in die harte van die kwaaddoeners, Here, laat hulle sal ophou om vure te maak. Ons eer u dat ons weet, ons kan dit in u naam vra. Die woord sê selfs, dis nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees. En die Heilige Gees weet hoe om in te tree voor God, vir ons. Onuitsprooklike versigtiging. Maar die Gees weet wat die gedagte van die hart is, en ons eer u, dat ons dan kan bid, dat u waarlik sal ingryp, so ver het hierdie vuur aangaan, en Here, baie mense het baie verloor, plaasboere het baie verloor, van hulle het alles verloor wat hulle gehad. Die wat hulle voorsien het, al die jare, Here, die vyand het gekom en verwoesting gesaai. Maar ons sal vir hulle bid, dat u waarlik vir hulle God van naby sal wees,
en nie van ver nie. En Here, ons weet U het medelee met ons as mens. Daarom bid ons, help elke plaasboer, help elke plek, elke huis, ja, selfs die veld wat so gebrand het, Here. U kan hulp gee aan alles, mens, dier, plant. U kan dit wat onmoontlik lyk, moontlik maak, deur net 'n woord te spreek. Dis waarom ons roep, en ons wil bid, Here, vir al die mense wat skade opgedoen het, dat die Here waarlik vir hulle bystand sal gee, dat die Here hulle sal help, Here, dat hulle weer sal opstaan in U wonderlike naam en sal aangaan, sodat U deur hulle verheerlik kan word. Aan U wil ons die lof en die eer gee, dat U ons help in hierdie saak, rig oor hierdie lot, en ons vra dit in Jesus se naam. So wil ons dankie sê, Here, dat ons weer so saam is rondom die woord van die Here, en ons wil waarlik bid, dat U in hierdie dag die woord in elke hart sal seën. Here, deel van die woord is dit, U het gesê, gaan maak die sieke gesond, bid vir die siekes. En ons is dankbaar dat ons kan van elke geleentheid gebruik maak, om ook te bid vir die siekes. O Here, U is die wonderwerker. Dis U krag wat in werking is. En daarom bid ons vir genesing vir elke sieke. In Jesus se mooi naam. En ons eer U. So wil ons saam bid, Here, vir al die gebedsversoeke ook. U ken elke een. U weet wat elkeen nodig het, en ons weet dat U alleen kan die uitkoms gee. En antwoord. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat U dit doen vir elkeen. Laat U naam verheerlik word in dit wat U doen, en ons prys U daarvoor. So wil ons U dankie sê, Here, dat U ook elke oor sal bestryk met U kosbare bloed, sodat hulle sal hoor die waarheid van die woord, en dat die woord sal ingang vind in elke siel. Verheerlik U hierin, en ons wil U daarvoor ook loof en prys. Dankie, Here, dat U naby ons is. In Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, en ons is dankbaar in hierdie oomblikke om saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Ons wil aan die Here al die eer bring vir 'n voorreg wat ons weer het om na die woord van die Here te luister. Baie interessant dat mense wat die woord van die Here glo soos wat hulle dink dit moet wees. En dis baie vol. En daar is mense wat glo, jy moet absoluut gehoorsaam wees aan die wet met sy gebooie, jy moet dit kan onderhou vir al die 4 gebod ensovoorts. Ek noem net hierdie dinge. Nadat die woord van die Here in die Nuwe Testament en selfs van die Ou Testament af vir ons geleer het dat die dinge sal verander. Vir 4000 jaar het dit van Adam af gekom, sonde en wette en gebooie en straf en dood en alles maar. 4000 jaar later met die geboorte van die Here Jesus het God nie dinge verander nie. Hy het alles nuut gemaak. En hierdie is die wonder van die saak. Dit wat vleeslik is, vir 4000 jaar, alles wat volgens die vlees was. Die Here kom deur sy bloed alleen en hy maak alles nuut. Hy maak die mens nuut. Hy maak alles nuut. Daar is 'n nuwe hoëpriester met die naam Jesus in die Nuwe Testament. Daar is 'n koninklike priesterlike geslag in die Nuwe Testament
En dis die kinders van God wat gered is deur die bloed. Daar is 'n nuwe Jerusalem. Daar is nuwe hemele wat sal kom. Halleluja. 'n nuwe aarde. Alles, die Here maak alles nuut. Hy wil nie ou dinge hervorm nie. Hy maak alles nuut. Soos wat hy in die begin die hemel en die aarde geskaap het. Dit was iets nuuts gewees wat God gemaak het. Maar nou kom die Here en hy maak na die geestelike alles nuut, sodat dit onverganklik kan wees. 4000 jaar was alles verganklik gewees. Nou word alles onverganklik en ons sal met onverganklikheid bekleed word. Maar mense het soveel idees oor die woord van die Here. Dis skokwekkend in die tyd waarin ons lewe. As hulle net wil bly by die beginsels van die woord, dan sal dit nog goed gaan, maar hulle ruk alles uit verband uit. En daarom wil ek dit weer sê, dat mense is ongelukkig omdat ek sê, maar ek wil dit weer sê. Die boodskap van vandag is baie duidelik. Daar kan niks met jou siel gebeur nie. Die doop met water gaan vir jou niks beteken nie. Jy sal dan ook nie die Heilige Gees ontvang. Nou, die kern van alles is, jy moet verlossing kry deur die bloed van Jesus. Nou, ons praat nou van redding. Nou dink mense, ja, as jy glo in jou laat doop, is jy gered. Nee, dis nie die waarheid nie. Om gered te word jy gered van die sonde, van die dood, en dan ook van die ewige dood. Jy word daarvan gered. Maar jy kan alleen gered word daarvan, as jy verlossing van die sonde ontvang het, deur die bloed van Jesus. En is vir my interessant dat die verlossingsevangelie deur die bloed het stil geword. Want ek wonder hoeveel predikers staan vandag op die kansel wat nie werklik 'n verlossing deelagtig geword het in sy lewe nie. Dat die kind van die Here verlossing ontvang het, en soos Johannes sê, broers, ek wil nie hê dat julle moet sondig nie, maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak. Maar wat die belangrik is, daar moes 'n dag in jou lewe gewees het, wat jy kan na terugkyk elke keer, nie terugkyk nie, maar ek wil sê, jy herinner jouself daaraan. Dit was daar die dag, toe die Here my siel gered het en my verlos het van my sonde. Ek was dronk gewees, ek het gedrink, en nou is ek nie meer dronk nie. Ek het gerook, en nou is ek na die verlossing, op een oomblik na die verlossing, nou rook ek nie meer nie, ek horeer nie meer, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, want die Here het my verlos deur sy bloed, en die verlossing is my redding. En daarom wil ek 'n paar verse lees uit die woord van die Here wat baie belangrik is. Hy sê in Lukas 1 vers 68, geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het. Dis waarom hy in Matteus sê, en julle moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Nou kom Lukas en hy sê, geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het, hoe? Deur Jesus Christus. En vir hulle verlossing teweeggebring het. Dit meen, daar is vir hulle verlossing. En ek wil nou net iets sê. Die Here God besoek Israel deur die Here Jesus. En hy bring 'n ewige verlossing, bring hy na vore. En Israel verwerp dit. Toe hulle uitroep, dat sy bloed op ons en ons kinders kom, toe verwerp hulle die verlossing wat teweeggebring is deur Jesus Christus wat aarde toe gekom het. En dis hoe God hulle besoek het en hulle verwerp dit. En ek wil nou vandag vir u iets sê. Das gelowe, ek kan hulle by die name noem,
wat Jesus verwerp en ook die bloed van die lam, die verlossingsbloed. Hulle verwerp het net dood eenvoudig. En dan sê hulle net vir jou, ja, maar dit wat jy sê staan nie in die Bybel nie, al lees jy dit vir hulle in die Bybel nie. Hulle sê, ek verstaan nie goed verkeerd, en almal wat glo in die verlossing van die bloed, almal verstaan dit verkeerd, want die Here het net vir Israel gekom, en dis die grootste leen waar hy is, hy het nie. Die Here het net hulle besoek, en hy het vir hulle verlossing teweeggebring deur sy bloed, en hulle het dit nie aanvaar nie. En toe gaan die verlossingswerk deur die bloed na al wat 'n volk, nasie, taal en stam is. Dit is die woord van God. En dan sê hy ook in Lukas 2 vers 38, en sy het in dieselfde uur daar gekom, en die Here geprys, en van hom gespreek, met almal in Jerusalem, want wat die verlossing verwag. Israel het dit verwag, dat dit gekom, en hulle dit verwerk. En nou gaan ons verder in die woord van die Here. Hy sê, broeders, kinders van die geslag van Abraham, en onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Die geslag van Abraham, hier is 'n interessante ding. Ek gaan nou die skrif lees, maar wat hier interessant is, die geslag van Abraham bestaan uit heiden en Jood. Dis onmoontlik. Dit is God se woord. Die geslag van Abraham, hy sê, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Waarom? Want in jou sal daar vir al die geslagte, volke, nasies en tale, verlossing wees deur die bloed van die lam. Dis wat die woord vir ons hier sê. Die geslag van Abraham, gaan lees die skrifte. Ja, maar wie is die erfgenaam dan van Abraham? Die erfgename kom uit Isak, nie uit Abraham. Maar Isak is deel van die geslag van Abraham. En die Here het uit die geslagte van die aarde, het hy net een erfgenaam na vore gebring, en dis Isak. Maar die geslagte van die aarde het almal deel aan die geslag van Abraham. Dis waarom die woord ook sê dat die Here, toe die Here die besnydenis inbring, wie was die eerste kind wat besny is? Ismael. En al die werkers, slawe wat daar gewerk het vir Abraham, al die mans en die kinders is later toe ook nou gereeld besny op 8 dae, maar die mans wat groot was, en dis die verbond van die bloed. En wat hier gebeur dat die Here trek Ismael, kom ons sê wat die heidene voorstaan, die seun van 'n slavin. Die Here God trek hom in, saam met Isak in die nuwe verbond. Maar daar is net een erfgenaam. Ismael is dit nie. Maar soverre die bloedverbond aangaan van die Ou Testament, is Ismael deel daarvan, en al die slawe het deel daarvan geword. En ek wil nou vandag vir jou sê, maar nie sê, dis onmoontlik nie, want God het Israel gegeet. Ek wil nou vandag vir jou sê, wil jy vir die Here God sê, oor wie hy barmhartig kan wees? Die Here sê, ek sal barmhartig wees, oor wie ek wil barmhartig wees. En dit het niks met jou as Israeliet te doen. God is barmhartig oor wie hy wil wees. Gaan lees in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. En hy gaan verder, en hy sê hierdie mooi woorde, in Handelinge 16 vers 17, sy het Paulus en ons gevolg en geskrewe gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. As jy wil weet wat die weg na die ewigheid is, vind eers die weg van verlossing. En die weg van verlossing kon alleen bestaan deur die bloed van Jesus. Dit meen, ek kan net sowel sê, vind die bloed weg na die ewigheid, want daarin is verlossing.
Halleluja. Romeine 3 vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Dit meen volke, nasies, stamme, tale. Word deur die genade van God sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Dit meen dat die genade van God is, hy sê uit genade is julle gered. Hoekom? Want hy sê so, deur sy genade, dit meen almal, en hulle word deur sy genade, almal, die wat onder die wet is, die wat onder die gebooie is, die wat sonder die wet is, maak nie saak, die wat nie besny is nie, die wat besny is nie, en hulle word deur sy genade, want as daar nie genade was nie, was daar nie redding nie. Dis waarom hy sê, uit genade is julle gered. Deur wat? Deur die bloed van die lam. Nou, gaan hy verder en hy sê hierdie mooie woorde. Hy sê, sonder verdienste. Israel het gedink, hulle kon die genade en die verlossing verdien. En die geregtigheid. En hulle het nooit die geregtigheid bereik nie. En hulle het nooit die verlossing weer agter geword nie. Waarom? Omdat Jesus die verlosser is. En nou sê hy, gaan hy verder, deur die verlossing wat in Christus is. So, as die verlossing in Christus is, waar is sy bloed? Sy bloed is in hom, oor hom, en selfs op hierdie aarde. Want dis waar sy bloed gevloei het. En dit is wat die verlossing wat in Christus Jesus is. Dit is wat het is. Dit meen die bloed kan mense trek, die bloed kan mense red, bloed kan mense vrymaak en verlos. Nou gaan hy verder, Romeine 8 vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self, ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sig ook in onsself in afwagting van aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. Halleluja. Nou hier is 'n interessante ding. Nou, deur die verlossing, deur die bloed, word ons verlos van hierdie ou liggaam waarin die sonde woon. In so 'n mate word ons verlos, dat ons dit nie meer nodig om na die vlees te wandel nie, maar na die gees. Dit meen die liggaam is eintlik aan ons onderwerp nou. Ja. En ons moet die sorg dra voor dat hierdie liggaam saam met my gees en my siel die Here dien in heiligheid deur die bloed van die lam. Nou gaan ek net verder en hy sê natuurlik die verlossing van ons liggame sal ook plaasvind wanneer ons uit die grafte uit opstaan en ons liggame word verheerlik en ons word met onverganklikheid bekleed, dan word ons totaal verlos van die liggaam van die vlees en die dood. Om nooit weer te sterwe nie. Nou gaan dit verder, hierdie goed is wonderlik. Hy sê 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom is julle in Christus, wat vir ons geword het die wysheid uit God, en die geregtigheid, en heiligmaking, en die verlossing. Nou, ek wil net, jy moet 'n bietjie kyk as jy die skrif lees. Vat ek, daar's sommige verse wat jy van agteraf moet lees. Kom ons lees dit. Verlossing, heiligmaking, geregtigheid uit God, wysheid uit God. Dit meen die verlossing deur die bloed vat my na heiligmaking en die heiligmaking vat my na geregtigheid en die geregtigheid bring my by die wysheid uit God. Lees die woord en laat die gees van die Here vir jou hierdie goed oopmaak. Dit is so eenvoudig. Nou kom ons in Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. In wie? In Christus. Hy sê in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Dit meen, waar in Christus is die verlossing deur sy bloed. Halleluja. Dis omdat hy die bloedoffer is.
Prys die Here. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Kom ons lees dit ook af. Die rykdom van sy genade, die misdade, die vergifnis, verlossing deur sy bloed. En weet, as ek om vorentoe werk of agtertoe werk, kom alles neer op een ding, en dit is dat die verlossing deur die bloed werk deur tot waar ons by genade kom. Nou gaan ons verder. Hy sê Efesiërs 4 vers 30. Hy sê bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En ons weet dat die grootste dag van verlossing wat sal aanbreek, omdat ons verlossing ontvang van hierdie liggaam, is die wederkoms na die verdrukking. Dan gaan hy verder, Efesiërs 6 vers 17. Hy sê neem die helm van verlossing aan en die swaard van die Gees is die woord van God, die helm van verlossing. Prys die Here. So, wat moet op jou hoof wees? Wat moet daar staan? Wat moet geskrywe wees op hierdie helm? Verlossing. Deur wat? Deur die bloed. Want as jy hierdie verstand van my, hierdie kop en hierdie gedagtes van ons, hierdie helm op het, wat die verlossing is deur sy bloed, dan gaan ons gedagtes ook reg wees. Maar ons dink as ons na sielkundige toe gaan, nou kom my kop so 'n bietjie regkom. Nee, broer, jy het nie 'n kopdokter nodig nie, jy het die bloed nodig. Halleluja. Kolossense 1 vers 14, in wie ons die verlossing het, deur sy bloed. Ek wil dit weer lees, in wie ons die verlossing het, deur sy bloed. Ja, pastoor, maar wat nou van die doop? Los die doop. Dis waar ons grootste probleem vandag is in die kerk. Almal arbei, almal om 'n doopeling te word. Wat het dit met die saligheid te doen? Begin by die begin van die saligheid, want ons saligheid lê in die bloed van Jesus. En as jy deur die bloed gekom het, dan het jy eers reg om jou te laat doop. Net gaan verder gaan. En wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sonde. 2 Timoteus 2 vers 10. Daarom verdra ons alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met ewige heerlikheid. Halleluja. Die uitverkorenes. Nou kan jy sê, ja, maar wie sê ek is 'n uitverkorene? Kom ons sê nou vandag. Dat vir jou uit. Die uitverkiesing is in Christus. Want God het almal uitverkies in Christus om kinders van God te wees. So as ek Christus kies en deur die bloed in Christus is, dan word ek deel van die uitverkiesing. God staan nie en sê, jy mag gaan en jy mag nie gaan. Jy kan in en jy kan nie. Hy gee vir jou 'n eenvoudige keuse, sodat jy van jouself 'n uitverkorene kan maak, deur die verlossing, deur die bloed van die lam. Want die uitverkiesing is in Christus, waar sy bloed is. Daar is nie 'n ander uitverkiesing nie. Kerke praat van hulle glo nie uitverkiesing. Wat sê uitverkiesing? Jy jou paar druppeltjies water op jou kop te gooi as jy 'n babatjie is. En nou is jy so 'n deel van die uitverkiesing. Daar bestaan in God se woord en daardie babatjie het nie deur die bloed gekom nie. Daai doop kan nie van hom uitverkorene maak nie. Selfs die doop na bekering kan nie van jou uitverkorene maak nie. Want God het jou uit die hele wêreld uitverkies om in Christus. Hy het ons uitverkies in Christus, want Christus is die uitverkiesing, en in Christus kan ons alleen kom deur die bloed, sodat ons in Christus kan wees, en dan is ons in die uitverkiesing. Pastor, maar jy maak het nou onmoontlik vir mense om gered te word. Nee, dis julle klomp wat net wil doop, wat het onmoontlik maak.
Want julle wil die alles geregverdig sonder die verlossing en dan doop julle dit die mense. Nou gaan ons verder. Hebreërs 9 vers 12. Ook nie met die bloed van bok en kalwes nie, maar met sy eie bloed. Eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring het. Daarom Lukas praat daarvan. Hy praat van 'n verlossing teweeggebring, maar hier praat Paulus van 'n ewige verlossing teweeggebring het. Halleluja. Prys die Here. Ja, maar as dit meen eenmaal gered, altyd gered. Nee, dis ook 'n leuen uit die put van die hel. As jy, soos Darius en wat Paulus gesê het, wat die teenwoordige wêreld weer lief gekry het. Nou, as jy die teenwoordige wêreld weer lief kry, jy geld lief hê, jy jou en mooi klere, en mooi karre, en mooi huise. Ja, nee, die Here seën my. Moet jouself nie blaf nie. Ek sê nie, jy kan nie ryk wees nie. Verstaan my baie mooi. Maar moenie dat jou rykdom, jou verlossingswerk, laat skade kry. En dan sê Hebreërs 9 vers 15, en daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van 'n ewige erfenis kan ontvang. Wat 'n erfenis? 'n ewige erfenis. Deur wat? Deur die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament. Nou sê die woord van die Here, hy sê dit in Jesaja, en ek wil hê almal wat julle glo, julle is Israeliete en die Sabbat en ek weet nie wat alles nie. Ek wil net dit vir jou sê nou. Is Christus volgens Jesaja 53 deurboor ter wille van ons oortredinge? Nou, het is baie interessant dat die woord nie sê sonde nie. Waarom? Want wat, en jy moet onthou, die verlossing, God besoek die volk, hy gaan die volk besoek. Jesaja 53 is eintlik die mooiste bewys van, dat God gaan die volk Israel besoek. Nou, vir wat? Vir 'n ewige, om 'n ewige verlossing teweeg te bring. En die verlossing is alleen in die bloed. En verlossing is alleen deur die bloed. Halleluja. Nou sê hy terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Hoekom sê hy nie, hoekom praat hy nie net van ongeregtigheid of sonde nie? Waarom sit hy die twee uiteen? Ons, die oortredinge van Israel, is baie interessant, is wanneer hulle die gebooie oortree. En as hulle die gebooie oortree, dan word hulle gestraf en van hulle word doodgemaak. Dis God se woord. Dis ja en amen. Maar die Here Jesus kom en hy bring 'n ewige verlossing teweeg, deur sy bloed, deur aan die kruis vasgenaal te word. Hy sê, hy is deurboor ter wille van ons oortredinge. Nou, hoe is hy deurboor? Hulle het hom vasgekap met spykers aan die kruis. Hy is gedeurboor. En hier is die interessantheid van die saak. Hy sê ter wille van ons oortredinge. Dit word vir Israel gesê, en dit is wat Jesaja sê, want dit was Israel in daai tyd, en dis die enigste volk wat daar was, want net Israel was onder 'n wet met gebooie. En net die volk Israel kon die wet oortree en die gebooie oortree. Nie die heidene nie, want hulle het geen wet gehad nie. Nou wil ek net dit sê, die spykers wat die Here Jesus vasgenaal het aan die kruis, dis die wet met sy gebooie. Want hy sê, ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. So wat het hom in werklikheid deurboor? Nie net spykers nie, maar die wet met die gebooie.
Dis waarom hy praat van die skuldbrief. Is aan die kruis vasgenaal. Waar die skuldbrief? Die wet met hulle gebooie. Ek wil nou vandag vir iets sê. En ek gaan nou die skrifte vir u lees. Dat Israel het 'n erfenis ontvang. En toe die Here Jesus deurboor word, het die Here Jesus self gesê, om hulle wat onder die wet is, onder die wet uit te haal. Waarom? Want hy is deurboor ter wille van Israel se oortredinge, die oortredinge oor die 10 gebooie in die wet. Die Here haal hulle daaruit, sodat hulle ook deel kan word van 'n ewige verlossing deur sy bloed, waar daar geen wet en gebooie my weer 'n slaaf kan maak nie. Ek gee nie om hoeveel wette jy onderhou of hoeveel gebooie jy onderhou nie. Jy het 'n slaaf daarvan geword. Ja, maar verwerp jy nou die wet? Nee. Verwerp jy die gebooie? Nee. Deur die wet ken ek die sonde, dit sê die Bybel. So as ek wil weet of ek verkeerd gedoen het, dan kyk ek wat die wet sê. Maar ek is nie meer onder hom nie. Dis waarom hy sê die wet is die tugmeester na Christus toe. Want as ek sonde doen en ek lees hier die wet, nee, maar dit is verkeerd, dan word ek eintlik deur die wet bestraf. Jy het nou verkeerd gedoen. Al is ek nie meer onder die wet nie, kan die wet my bestraf. Halleluja. En dan kan ek gaan, dat die Here my verlos deur sy bloed, van hierdie sonde wat ek nou gedoen het. Ek hoop jy verstaan hierdie goed, want dit is vir my baie wonderlik, dat hy praat van 'n ewige erfenis kan ontvang. Nou, Israel het eintlik 'n ewige erfenis ontvang, en wat interessant is, hulle gee die erfenis weg. Maar hoe is daar moontlik, pastoor, hulle kan nie. Hulle gee dit weg. Nou dat die erfenis nie net die land Kanaan hier op aarde is nie, maar die erfenis, die hemelse Kanaan en Jerusalem, alles daarbo, dit is die ewige erfenis. Nou dat hulle dit kan in die hande kry deur die bloed van Jesus, toe verwerp hulle hom deur te roep, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. En wat gebeur toe? Toe gaan die saligheid ook na die heidene toe, en toe word hulle deel van die erfenis. Daarom sê Psalm dit so mooi. Ek wil net so 'n versie of 2 lees. Hy sê, Psalm 16 vers 5, die Here is die deel van my erfenis. Die Here is deel van my erfenis. Wat sê in die Nuwe Testament? Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Jesus Christus. En Dawid roep dit al hier in die Psalm. Die Here is die deel van my erfenis. Waarom? Want ek is mede-erfgenaam. Christus is erfgenaam. Halleluja. En ons, Christus en ons is erfgename van God. Dit meen, die Here is deel van my erfenis. Hy sê, die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. My erfenis is vir my mooi. Dan gaan hy in Jeremia en hy sê 12 vers 9, is my erfenis dan nie vir my soos 'n bondroofvoël nie? Want vandag is die Heilige Gees nie meer in die kerk nie. Ek dink daar is 'n klomp bondroofvoële binne in die kerk. Dit is hoe die erfenis lyk. Want hulle verskeur almal, hulle verwoes mense, hulle gee nie om vir siele nie, niks. Hulle is soos 'n klomp roofvoëls, want hy sê so, roofvoëls. Hulle moet die siele na by die Here kry, en siele wat by die Here is, vertrap hulle, verwerp hulle, jaag hulle uit die kerk uit en alles. Pastoor, is seker nie so erg nie. Dit het in een oomblik dan, as 'n man sy werk verloor, en dit het werklik gebeur. Hy het al die jare 10de gegee, en hy verloor sy werk, en na 'n maand of 2, is daar nie 10de nie. En weet jy wat gebeur? Jy hulle nie meer 10de kan betaal nie. Nou, op die stoep, voor die kerk, voor al die ander mense, sê hulle kan mag, word hulle eintlik in die kerk het gejaag, omdat hulle nie meer 10de gee nie. As hulle het het werklik weer, ja.
mense het my gebel, my vrou gebel, om vir ons te vertel wat moet hulle nou maak. Nou, my broer en suster, kom ons kyk net bietjie, hoeveel roofvoël sit vandag in die kerk, en ek praat van die Pinksterkerk ook. Hoeveel predikers sit as 'n roofvoël daar, jy wil kyk wat hy kan roof uit die gemeente uit. Kom ons laat dit dan. Hy sê hierdie mooi woorde in Jeremia 51 vers 9, Jakob se deel is nie soos hulle nie, want hy is die vermeerder van alles, en Israel is die stam van sy erfenis. Die Here van die leerskare is sy naam, halleluja. Dan sê Esegiel, en hier moet ons baie mooi luister, Esegiel 47 vers 22, hy sê, en julle moet dit as erfenis laat toeval aan julle en aan die vreemdelinge wat onder julle vertoef. Dit meen die Here sê vir die Israeliete, julle erfenis moet julle laat toeval, dit meen ook 'n deel van julle erfenis gee aan die vreemdelinge wat onder julle vertoef. Want hierdie vreemdelinge onder julle is die slawe, en hulle word besny in die man, so hulle is deel van die verbond. So, en julle kan, en is baie interessant, die Here sê dit in die Ou Testament, en weet jy wat vir my wonderlik is, in die Nuwe Testament word dit verwerklikheid. Ek wil dit weer lees, en julle moet dit as erfenis laat toeval aan julle en aan die vreemdelinge wat onder julle vertoef. Want wat kinders onder julle verwek het, en hulle sal vir julle wees soos 'n kind van die land onder die kinders van Israel. Halleluja. Onder die kinders, die Jood eerste, dan die Griek. Die Here het al in Esegiel, deur Esegiel laat weet, dit is wat gaan gebeur. Eerste vir die Jood, dan vir die Griek. Die Jood het die eerste erfenis gekry, maar dit sal ook vir die heiden wees, die slawe, die vreemdelinge, ensovoorts wat onder hulle woon. Want hulle word besny. En dis die bloed van die Ou Testament, die bloedverbond. En die erfenis kan na hulle ook gaan. Waarom het die Here dan die Esegiel gesê? Ek gaan nou Efesiërs lees, want dit is vir my baie mooi. Hy sê net in Galasiërs 3 vers 18, want as die erfenis, en hierdie moet julle na luister, as die erfenis uit die wet is baie interessant. Die verbond is nie uit die wet nie, en die erfenis is nie uit die wet nie. Waarom? Want die verbond het gekom 400 jaar voor die wet. Dit 430 jaar voor die wet. Die erfenis het gekom by Abraham. En vir Abraham is daar 2 seuns gebore. Nou kan jy sê, ja, maar Galasiërs sê, ek gaan nou weer sê wat Galasiërs sê. Hy sê, kinders, saam met julle moet hulle 'n erfdeel ontvang onder die stamme van Israel. Dit sê die Here deur die profeet vir hierdie klomp Israeliete wat vandag hulle Israeliete noem. Inteendeel sê Openbaring Johannes, en ek glo dat hierdie klomp Israeliete het daarom Johannes aanvaar as apostel van die Here, want hulle aanvaar net die wat hulle dink tot hulle voordeel praat. Maar hier is 'n baie interessante ding. Johannes sê dit. En hy sê dit eintlik vir ons baie wonderlik. En dit is dat die heiden deel geword van die Israeliete, die wat gered is, die wat verlossing ontvang. En daarom kan hulle erfgename wees, of 'n erfenis ontvang. Halleluja. Daarom sê hy, want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Nou hier is 'n interessante ding. Aan wie het God die belofte gedoen?
aan Abraham. Sonder wet. Sonder gebooie. Want hy die belofte gedoen aan die vreemdelinge, die slawe en almal wat onder die volk Israel gewoon het en almal wat besny is, het God die belofte daardie tyd al aan Abraham gedoen. So die belofte is nie net vir Israel alleen nie. Dan gaan hy verder. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Aan wie? Aan Abraham, want uit jou nageslag sal die geslagte van die aarde geseën word. Wie almal? Almal. Want almal sal eendag hierdie erfenis ontvang, wat die verlossing deur die bloed van Jesus ontvang het, sal almal deel word van die erfenis. Hierdie belofte wat God aan Abraham gegee het. Dan gaan hy in 1 Petrus 1 vers 4, sodat ons 'n onverganklike, onbesmetlike, onverwelkelike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons. So waar is ons? Die Israeliete het die erfenis gekry van die land Kanaan. Hulle het die belofte gekry. Maar vir ons wat die verlossing gekry deur die bloed van Jesus, nou vir ons is ons erfenis nou in die hemel, en die Israeliete wat verlos word deur die bloed van die lam, nou ons saam met hulle, ons erfenis is nou in die hemel. Wat is ons erfenis? Kanaan, halleluja Kanaan. Ons gaan Kanaan toe, die hemelse Kanaan, nou, die koninkryk van die hemele. Dis ons erfenis. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Halleluja. Kom ons gaan net verder in die woord van die Here, want hier is baie mooi dinge. Hy sê in Romeine 4 vers 14, want as hulle uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Baie interessant. Hy sê, want as hulle wat uit die wet is, erfgename is. Wat sê Paulus nou? Dat die wat onder die wet is, as hulle sê, hulle is die erfgename, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet gegaan. Dit meen die Israeliete, wat die mense wat glo is Israeliete vandag, die erfenis is hulle. Nee, hulle is die erfgename, hulle is dit. Nee, want dit is nie uit die wet nie. Dis uit die belofte aan Abraham. Dat het niks met die wet met sy gebooie te doen nie. Want hy sê, Paulus sê, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte het tot niet gegaan. Dit meen, deur dit wat julle sê, julle is Abrahams kinders, en julle is Israeliete, en die erfenis, en alles kom julle toe, julle het die belofte wat God aan Abraham gemaak het, tot niet gemaak. Julle sit met niks. Romeine 8 vers 17, en as ons kinders is dan ook erfgename van God, mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Halleluja. Wie is erfgename? Aan wie behoort die erfenis? Aan kinders. As ek uit God gebore is, en die Israeliet is nog nie uit God gebore nie, is ek 'n kind van die ewige belofte en die ewige erfenis, en hy is 'n kind van 'n belofte wat verby sal gaan, en 'n erfenis wat nooit syne sal word nie. Is al wat hulle besit, is Jerusalem hier op aarde. Ons wat deur die verlossing, deur die bloed van Jesus Christus gekom het in Christus, halleluja, ons erfenis en die belofte is opgesluit in die hemel. Dit wag vir ons, halleluja.
Prys die Here. Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die geslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Halleluja. Hoor wat sê die woord? Sit gee hy die wet en die gebooie en sê nee, want die gebooie en die wet maak die erfenis tot niets. Omdat hulle sê dis uit die wet, net die wat onder die wet is, kan beerwe, kan erfgename wees. Dis 'n leuen. Die wat uit Abraham is. Wie is uit Abraham? Ismael en Isak. Ek wil vandag vir iets sê. Hoeveel stamme is daar? Daar's 2 halfstamme, weet jy. Daar's 12 stamme, is ek reg? Nou, Manasse en Ephraim. Uit wie is hulle gebore? Josef. Nee, maar hulle is gebore uit 'n Egiptiese vrou. Ek wil nou vandag vir julle Israeliete sê. Hoekom het die Here toegelaat dat Josef met 'n Egiptiese vrou trou? Halleluja. En hulle twee word een stam, maar eintlik 'n halwe stam. Nou kom ons by Lea en Rachel. Hoeveel kinders is uit Lea gebore? 6. Hoeveel is uit Rachel gebore? 2. Hoeveel is uit die slawe gebore? Slavinne gebore? 4. En nou wil ek weer vir jou sê, dit wat Jesegiel sê, dat hulle sal 'n erfenis hê onder die volk Israel. Ek wil jy moet vandag een ding besef. Moet nie dink omdat jy sê jy's 'n Israeliet, dat jy's nou alles, jy's 'n absolute niks. Jy's net soos ons. Al is jy die oogappel van die Here, die oomblik as die Here my siel red, ek kry die verlossing deur die bloed, dan word ek deel van die oogappel. Ek word deel van die belofte, ek word deel van die erfenis, ek word deel van Israel. Ek word nie die aardse Israel nie, die Israel van God, wie se name in die hemel opgeskryf is. Ek raak deel daarvan. Want ek het die verlossing deur die bloed deuragtig geword. Halleluja. So ek wil net vandag vir u sê, die volk Israel in sy geheel is nie suiwer nie. En of julle dit wil aanvaar of nie aanvaar, die maak nie saak nie. Maar ek wil hê jy moet jou stand ken. En ek wil vir u sê, ek het niks teen Israel. Ek het niks teen Israel en ek het niks teen Jerusalem nie. O nee, ek bid vir hulle. Ja. Maar hierdie klomp wat so aangaan, die Bybel sê, daar's mense, dis wat Johannes sê in Openbaring. Hy sê, daar's mense onder julle wat sê hulle is Jode, maar hulle is uit die sinagoge van die duiwel. Pastor, jy wil nou vir sê, ons Israeliete, is uit die, ons wat sê ons is Israeliete, is uit die sinagoge van die duiwel. Ek gaan dit nie so stel nie. Maar wat se geaardheid is by julle? Kom, wat se geaardheid is daar? Een laat my weet, ja, wie is Christus, wie is hy nou? Kom as ek jou optrede is soos wat Johannes dit hier so sê in Openbaring. Halleluja. Ek wil net gou kry. Prys die Here. Hy sê in Openbaring 3 vers 8. Ek het jou werke, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Daar's 2 dinge wat jy kan vergeet. Die naam Jesus sal ek nooit verloor nie. Nee. Maar julle Israeliete het dit verloor. Nee. En daar's baie ander gelowe wat dit ook verloor. En die tweede ding is, julle het God se woord nie bewaar nie. Julle het die wet bewaar, maar nie God se woord nie. Hy sê hierdie woorde verder. Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan. Die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie. Maar lieg. So, as ek die woordjie lieg oor die Israeliete wat hier in Suid-Afrika is, wat sê hulle is Israeliete, maar reg oor die wêreld is dit so. Nou, daar's net een woord wat ek oor julle kan skryf en dit is julle lieg. Ek sal maak
dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Halleluja. Ek wil net dit vandag vir u sê. Dat wanneer ons gaan kyk na dit alles, dan kom Paulus en hy sê hierdie mooi woorde. Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, wie? Nie aan die Messias nie. Nie aan iemand met 'n Hebreëse naam nie. As jy aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Efesiërs 3 vers 6. Hy sê dat die heidene, julle slawe, Abraham se slawe, die vreemdelinge wat by Abraham was, en almal wat daar kinders gehad het onder hulle ensovoorts, hoor wat sê? Daar het God al gewys dat die heidene mede-erfgename gaan word. Want hy sê dit in Efesiërs 3 vers 6, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote van sy belofte in Christus deur die evangelie. Halleluja. Ja, as jy dink jy's erfgenaam, wil ek na my kyk. Ek is net so erfgenaam soos jy. As jy dink jy's 'n lid in die liggaam van Christus, ek is een van hulle. En volgens die belofte, erfgename. En as julle dink julle behoort aan die Here, of soos julle noem Yeshua, of Messias, ek behoort ook aan hom. Deur die verlossing deur sy bloed die dag toe die Here my siel gered het. Nou gaan hy verder. Titus 3 vers 7, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Hoe word ons geregverdig? Deur die verlossing deur sy bloed. Uit genade is ons gered. Deur die bloed van die lam. Dan Hebreërs 3 vers 12, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Halleluja. En die belofte prys die Here. Ek meen die geslag is uit Isak. Halleluja. En dis vir my so wonder, waar die geslag? Volk Israel. Daar die een geslag is uit Isak. Maar die wat uit Abraham is, Abraham is uit Isak. Nee, dis die geslagte van die aarde. Nou kan hy verder in Hebreërs 6 vers 17, daarom het God, omdat Noag kragtiger aan die erfgename die belofte van die onveranderlikheid van sy raad toon, dit met die eed beloof. Nou wil ek hierso net iets sê wat vir my baie mooi is. Ook 'n skrifgie. Hy sê in Jakobus 2 vers 5, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van die wêreld uitverkies om as ryk is in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom liefhet. So, aan wie is die uitverkiesing? Aan die rykes? Nee. Die ryke kan dit verkry, net soos die arme. Deur die verlossing deur die bloed. Hy sê, in die geloof en erfgename van die koninkryk. Of hy arm is, of hy ryk is, of hy Jood is, of hy Griek is. Hy moet verlossing deur die bloed kry, voordat hy erfgenaam kan wees van 'n ewige belofte, of 'n ewige erfenis. Of om 'n erfgenaam te wees. Halleluja. Hy sê, 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder word nie.
Prys die Here. Kom ons lees gou hier. Halleluja. Genesis 15 vers 2. Toe vra Abraham die Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis is natuurlik, is eintlik, wat is sy naam? Ismael. Genesis 15 vers 3. Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee. So sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Maar hier is die wonderlikheid. Die Here antwoord Abraham en hy sê, Genesis 15 vers 4, toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees. Baie interessant. Hy sal jou erfgenaam nie wees. Maar die verbond met die beloftes is vir jou hele huis. Maar die erfenis is vir Abraham. Is eintlik Isak, gaan jou erfgenaam wees. Hy sê, maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom, hy sal jou erfgenaam wees. Ek kon hierdie skrif nooit verstaan nie. Hoe kan die Here vir Abraham sê, maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom, het Ismael dan nie ook uit die liggaam van Abraham voortgekom? Want Abraham is sy vader. En sy moeder is die slavin. En hier kom die wonderlikheid van die ding. Die Bybel sê, God het die mens gemaak, man en vrou. En hy sê, maar hierdie twee sal een vlees word. Dit meen, hierdie twee vorm een liggaam. En dit is wat die Here hier vir hom gesê het. Maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom, uit waar die liggaam van jou, wat uit jou en jou vrou sal voorkom, hy sal jou erfgenaam wees. Onthou dat Abraham en Hagar kon nie een liggaam wees. Ismael is die seun van 'n ander vrou. Isak is die seun van die vrou van Abraham. Dis wat die Here vir hom sê, een liggaam, dit ben jy en jou vrou, uit hierdie een liggaam sal voorkom, en hy sal jou erfgenaam wees. En daar is nog 'n belangrike ding. Die woord sê ook, en wanneer ons nou gaan na die 12 stamme, of die 14 stamme, dan sien ons, daar is 6 kinders, wat gebore is, uit ander vrouens. So hulle is nie een met Israel nie. Jy moet baie mooi luister. Maar hulle het deel geword van die erfenis en van die beloftes. Want God het dit so gewerk, sodat wanneer die Nuwe Testament in werking kom met Jesus Christus wat geslag word, dan is die saligheid, die verlossing deur die bloed, vir elke stam, volk, nasie en taal. En ek wil nou vir julle Israeliete sê, julle kan op julle koppe staan en soos tolletjies in die ronde draai. Julle sal God se raadsbesluite nie kan verander deur 'n wet en gebooie te onderhou nie. Halleluja. Ek het niks teen dit nie. Ek ken die sonde deur die wet, so ek ken ook die gebooie. Maar ek weet ook wat God se woord sê. Ek is nie meer onderhou nie. Ek het nie nodig om hulle te onderhou nie. Dis al wat ek onderhou is die woord van God, en dit beteken die hele Bybel.
al die woorde wat die Here Jesus kon spreek op aarde, dit onderhou. Dit wat Paulus gespreek, ek meen, en dit wat Petrus gespreek, en Jakobus ensovoorts gespreek het, ek meen, dis goed wat ek bewaar in my binneste. Die wet is daar, en ek ag die wet, met sy gebooie, maar daar was geen verlossing in dit nie. Geen verlossing. So waarvan die Here julle moet verlos, is van die wet met sy gebooie, sodat julle kan erfgename word. Want die erfgename kom nie van die wet af nie, ook nie van die gebooie af nie. Of die erfenis. Dit kom aan 'n belofte aan Abraham. Sonder wet, sonder gebooie. Halleluja. Nou wil ek net verder gaan. Ek is amper klaar. Matteus 21 vers 38. Maar toe die landbouers die seun sien, dis baie interessant, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam. Wie? Christus is die erfgenaam. Halleluja. Dis so wonderlik hoe die Here gespreek het op aarde. Kom, laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. Kan jy dit glo? Die Israeliete, wat nie deur die verlossing deur die bloed kom nie, hulle wil Christus se erfenis in besit neem, sonder die verlossing deur die bloed. Sonder dat hulle glo in Jesus Christus, en dat hy die Seun van God is. Sonder dat hulle glo, dat hy het opgestaan op die 3de dag. Hulle wil die erfenis in besit neem, want hulle het hom doodgemaak. En ek wil vandag vir die klomp Israeliete sê, julle sal die erfenis en die belofte nooit kry nie. Jy moet deur die bloed van Jesus verlos word. Dis waarom die engel vir Josef gesê, en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes verlos. Jy sê jy is deel van Israel, jy's 'n Israeliet, maar jy luister nie na wat die engel vir Josef gesê nie. Dit meen jy luister nie eens na God se woord nie. En omdat jy so opstaan teen die Here Jesus, moet jy weet, die verderf wag vir jou. Nou sê Romeine 4 vers 13, want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Wat is die geregtigheid van die geloof? Die geregtigheid van die geloof is, jy moet glo dat Jesus die Seun van God is. Jy moet glo in die naam van die Seun van God. Jy moet glo dat Jesus op die 3de dag opgestaan het, dat hy met sy eie bloed voor die Vader verskyn het, sodat daar vir jou 'n ewige verlossing teweeggebring kan word, sodat jy verlos kan word, gered kan word, vrygemaak kan word, sodat jy die erfenis kan verkry, of 'n erfgenaam kan word. Die doop kan dit nie vir jou alleen doen nie. Inteendeel, die doop kan niks daarby bydra nie. Kom eers daar waar jy erfgenaam word. Deur die verlossing, deur die bloed van Jesus, deur jou redding en jou vrymaking. Galasiërs 4 vers 1, maar ek sê, solank as die erfgenaam kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie. Al is hy heer van alles. Daarom, nou sê die 7de vers, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God. Halleluja. Israeliete, julle is nog nie kinders van God nie. Want julle is nie uit God gebore nie. En daar's net een wat dit vir jou kan werk om uit God gebore te word, en sy naam is Jesus Christus, die Seun van God, wat die bloedoffer gebring het, sodat jy verlossing en redding kan ontvang deur sy bloed, sodat jy in Christus, in sy bloed die verlossing het, wat vir jou ewige saligheid bewerk. Hebreërs 1 vers 12, wat hy as erfgenaam
van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Wie is die erfgenaam? Jesus. Wie is die mede-erfgename? Ons. As ons kinders van God geword. Nie kinders van Abraham, Isak en Jakob nie. Kinders van God geword het. Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat hy nog nie gesien het, en met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak het, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Dit is baie interessant. Moses, halleluja. Die volgorde bly dieselfde. Jy moet glo in God. In die Nuwe Testament glo in die naam van die Seun van God, glo dat die Seun van God is. Jy moet glo dat hy opgestaan het, dat sy eie bloed voor die Vader verskyn het, sodat jy ewige verlossing kan kry. En hier sê, eerste, as ons hom terugwerk, geloof, want omdat Abraham God geglo het, is dit om tot geregtigheid gereken. Dit meen geloof, geregtigheid, en dan kan hy erfgenaam word. Maar ons sien baie duidelik in die Nuwe Testament, hy word erfgenaam van wie? Van Abraham, Isak, Jakob. Dit meen hy is eintlik die voorsaat van Abraham, Isak en Jakob. Nog. Maar hy moes glo dat het om tot geregtigheid laat hy 'n erfgenaam kan word. Halleluja. Maar hierdie erfgename, die Israeliete, wat later die volk Israel was, hierdie klomp Israeliete, het erfgename geword. Maar nou, erfgename geword van alles op hierdie aarde, maar so verder die dinge van die hemel aangaan, moet hulle nou deur die bloed mede-erfgename word van Jesus Christus. Of anders sal daar geen erfenis vir hulle wees. So kom, laat ons oplet na die woord van die Here. Daar's baie skrifte wat ek nog kan noem vir u, maar ek wil net dit vandag vir u sê. Geen mens, ek sê dit weer, hoekom verkondig die predikers nie die verlossing deur die bloed van Jesus, want ons het hierdie verlossing in Christus Jesus, deur sy bloed, halleluja, en deur sy bloed het ons erfgename, mede-erfgename geword, het ons erfenis ontvang, halleluja, al hierdie wonderlike, waarom preek julle dit nie? Nou wil jy doop, en julle wil op mense oplei om gedoop te word, wat gaan met julle aan? Die dood is noodsaaklik, maar hy beteken niks, as jy nie die verlossing deur die bloed van Jesus Christus deelagtig geword het nie. Asseblief, kom tot julle sinne. Wees 'n man, prediker, en staan volgende Sondag op, en preek net oor die verlossing deur die bloed, kom. Maar ek wonder hoeveel predikers kan dit doen, want hulle self het nog nie deur die verlossing gekom nie. Hulle weet nie wat om daaroor te sê nie. As jy nie weet wat nie, vat net vanoggend se boodskap en gaan werk hom deur. Maak van hom 'n studie. En as jy iewers sien dat ek het 'n fout gemaak, laat my weet, ek sal reageer daarop. As ek 'n fout gemaak het, ek 'n fout gemaak. En ek sal die fout regmaak, en ek sal bely en ek sal vir die Here vra, Here vergewe my, ek het 'n fout gemaak. As jy wil weet van alles, luister hierdie boodskap, luister die vorige boodskappe ook wat ek oor die bloed gepreek het. En maak 'n studie, julle wil almal 'n Bybelstudie maak 'n studie van die bloed. En die verlossing in die bloed, en die erfgenaam en erfenis, alles en die beloftes wat daar is. Maak 'n studie daarvan, maar begin by die bloed. Oh, halleluja. Vader, ons wil baie, baie dankie sê. Jou kortjie sê, rejoice in the Lord, always rejoice. En Here, wanneer ons so luister en ons sien die woord, wat die woord alles sê, dan kan ons waarlik, soos die Engels dit sê, rejoice.
Want deur die bloed word alles vir ons bewerk. As ons nie gehoorsaam kan wees aan die woord van God en Jesus volg soos wat sy woord sê, want hy self het deur die bloed, die water en die gees gekom. Here, baie dankie dat U so met ons praat. Dankie vir die Heilige Gees wat ons leer en lei in hierdie hele waarheid. Want daar is so baie dinge, so baie verse en gedeeltes in die skrif wat by dit wat ons vandag gehoor het ingebring kan word, om die volheid en die volle kennis van God te bekom, sover het die bloed aangaan. Baie dankie. Seën nou elkeen en laat U naam verheerlik word en ons prys U daarvoor.